Die Spaanse stad Valladolid, dis waar Christopher Columbus in 1506 begrawe is. Is daar 'n monument ter ere van hierdie ontdekkingsreisiger. Maar so 'n stukkie simboliek ingebou in die monument wat ter ere van hom gebou is 'n aardbol, en dan is daar 'n band om hierdie aardbol met spesifieke woorde op, en die woorde wat ons daar sal kry is nie plus ultra. En vir jare was dit Spanje se lese gewees. Dit beteken niks anderkant nie. So die Spanjaarde het geglo dat as jy nou gaan na Gibraltar en dan die see van Gibraltar, dis daardie stukkie see tussen Europa en Afrika. Nou as jy daarvan af gaan en jy gaan wes, dan is daar geen kans dat jy enigiets anders gaan kry nie. Dis net see en na ergens hou dit op. Hulle het geglo geen land, niks anderkant, en dis wat hierdie woorde beteken het. Christopher Columbus het gekom en hy het bewys daar's baie aan die ander kant. Daar's die twee Amerikas, daar's die hele Suid-Amerika, daar's die hele Noord-Amerika. Dis 'n wêreld wat gewag het om ontdek te word. En hierdie monument probeer dit uitbeeld, so hulle waar hierdie woorde nou geskrywe is, het hulle 'n leeu gemaak, en die leeu het hierdie eerste deel van hierdie lese, die lese wat sê nie plus ultra, daardie nie wat beteken niks nie, nee nie, die leeu het dit weggeskeer. So al wat nou oorgebly het is die plus ultra, wat sê ja, daar is land aan die ander kant. Weet jy, Jesus Christus het gekom, en waar mense sonder die Bybel worstel met wat gebeur met my na die dood, is daar lewe na die dood? Ek hoop nie daar is lewe na die dood nie. Ek hoop ek is goed genoeg as ek dalk voor 'n regter moet gaan staan en rekenskap van my lewe gee. Al hierdie warboel van gedagtes, maar niemand kan seker wees oor enigiets nie, want hoe weet hulle dit? Maar die Bybel kom met baie duidelike riglyne, duidelike waarhede oor wat gebeur met 'n mens na die dood. Nou nie detail nie, maar as een ding wat soos 'n paal bo water staan, en dit is, vir die kind van God is daar lewe na die dood, is daar ewige lewe. Ons is nie uitgelewer aan hierdie groot onbekendheid, waar jy maar net wonder, gaan ek goed genoeg wees, wat gaan met my gebeur nie. En weet jy, dit word vir my eintlik so mooi uitgebeeld in die woorde van Simeon, 'n baie bejaarde persoon met wie ons kennis maak in Lukas die 2de hoofstuk. Nou verlede week het ek gepraat van dat ons as bejaardes kan leef met waardigheid. En dan kan ek dit so 'n bietjie verder vat en sê, en sterf met waardigheid. Sterf ook met hierdie wete van, ek weet waarheen ek op pad is. Dood is nie vir my hierdie afgryslike ding nie. Simeon verklaar in Lukas 2 vers 29. Hy sê, Here, nou kan u dienskneg in vrede sterf. Dink gou 'n bietjie daaroor. Here, nou kan ek in vrede doodgaan. Ek wonder of jy dit kan sê, of jy dit hier uit jou hart uit kan verklaar. So kom ons kan kyk gou so 'n bietjie na Lukas 2 en hierdie gedeelte oor Simeon, daarvan vers 25 tot vers 35. Dit is 'n jong ma en pa, is nou Josef en Maria. Hulle bring hulle eersgebore na die tempel en hulle is besig om hom aan die Here toe te wy. En hier's 'n baie ou man wat as ware aangestorm kom, aangehardloop kom na hulle met oop arms en sy gesig gestraal, en hy Simeon. Simeon was bekend in Jerusalem as 'n baie toegewyde mens. Hy neem met die kindjie by die ouers en dan begin daar woorde rol oor sy lippe, en sy ouers besef dadelik, dis nie maar net 'n ou man se gerammel wat hier plaasvind nie, dis die Gees van God wat deur Simeon praat. So kom ons lees gou hierdie gedeelte, Lukas 2 en daarvan vers 25. Ek lees die Nuwe Lewende Vertaling. Daar was 'n man met die naam Simeon wat in Jerusalem gewoon het. Hy was wetsgetrou en baie toegewyd. Hy was met die Heilige Gees vervul en het gretig uitgesien na Israel se bevryding. Die Heilige Gees het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterf voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Daardie dag het die Gees hom na die tempel toe gelei. Toe Maria en Josef opdaag om die kindjie Jesus aan die Here te wys soos die wet vereis het, was Simeon daar.
Hy het die kind in sy arms geneem en God geprys. Nou hoor wat sê hy: Here, nou kan u diensknegt in vrede sterf soos u my beloof het, want ek het die verlossing gesien wat u voorberei het voor die oë van alle volke, 'n lig om God aan die nasies bekend te maak en die glorie van u volk Israel. Josef en Maria was verbaas oor wat oor Jesus gesê is. Toe het Simeon hulle geseën en vir Maria gesê: Hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en 'n teken wat weerspreek sal word. Hy sal 'n teken wees waaroor mense baie verskil. So sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word. Maar wat jou betref, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Daar's soveel rykdom in hierdie gedeelte. Ek wil spesifiek net vir 'n paar oomblikke kom gesels met jou oor hierdie hele gedagte van volkome gerusheid oor die dood. Ons hoor Simeon verklaar: Here, nou kan ek maar in vrede doodgaan. Ek wonder hoeveel mense dit kan sê, en ek wonder of jy dit kan sê. En as ek spesifiek dan met die bejaarde persoon vandag praat, dan raak die dood al hoe meer werklik. Die vraag is jy gereed om dood te gaan? Weet, mense maak so sorgvuldig voorsiening vir hulle afsterwe. Dis lewensversekering sodat die geliefdes versorg is. Daar's 'n begrafnispolis om te sorg vir daardie onmiddellike uitgawes wanneer hulle sterf. Daar's 'n testament wat sorgvuldig hulle bates verdeel. En tog dink ek baie min mense kan soos Simeon van ouds verklaar: ek kan nou in vrede sterf. Ek het vrede in my hart oor die dood gaan. Ek is gereed vir die dood. Daar's geen vrees vir my as dit kom by dood nie. En sy vrede lê hier in vers 30 en 31 hierso: want ek het die verlosser gesien wat u vir die mense van alle volke gegee het. Hierdie kind van God dink nou maar net anders as die ongelowige as dit kom by die dood. Die ongelowige onvermydelik dink aan die onsekerheid wat wag, en baie hoop as niks na die dood nie, en hulle probeer hulle self daarvan oortuig. Die Christen dink, as ons nou dink aan hierdie woorde, nie plus ultra, die Christen dink aan die plus ultra, daar is lewe aan die ander kant van die dood, daar's ewige lewe. Nou in 1 Johannes 5 vers 13 kry ons hierdie pragtige woorde. Ek lees ons eers in die Nuwe Lewende Vertaling, dan in die Ou Afrikaanse vertaling. Ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle met die wete kan leef dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe, julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God. Die Ou Afrikaanse vertaling: dit het ek aan julle geskryf, en julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Simeon is iemand wat daardie wete het van sy saak met God is reg. Weet jy, ek en jy, wanneer ons gaan besin oor lewe en oor die dood, het hierdie onwrikbare versekering dat die dag as ek my oë toemaak in hierdie wêreld, maak ek dit oop by die Here Jesus Christus. Daar sekere waarhede wat vas staan. God se woord leer dit vir ons, en ons kan ons lewe hier en ons lewe hierna bou op daardie woorde. Dan dink ek aan die baie bekende skrywer van byvoorbeeld The Robe en 'n klompie ander geestelike werke van 'n paar jaar terug, Lloyd C. Jones. En hy vertel toe hy 'n student was, het hy in 'n losiehuis gewoon. Nou op die grondvloer was daar 'n afgetrede musiekonderwyser en hy was beperk tot 'n rolstoel gewees. Nou elke oggend dan sou Lloyd Douglas sy deur oopmaak, hierdie musiekonderwyser se deur oopmaak, en dan het hulle 'n soort van 'n speletjie wat hulle gespeel het. Hy sou vir die bejaarde man vra: "Wat's die goeie nuus?" En die bejaarde man dan, hy sou sy stemvurkie optel en dan kap hy so teen die rolstoel en sê hy: "Dis middel C." Dit was gister middel C, dit sal môre middel C wees. Dit sal oor 1000 jaar middel C wees. Die tenor hierbo sing van die noot af, die klavier daaronder in die gang af is vals, maar middel C bly middel C. Kom ek sê vir jou,
Die waarheid oor wat Jesus vir ons bereik het en die vrymoedigheid wat ons kan hê om die dood binne te gaan. Die feit dat ons die ewige lewe het, dis soos die middelsee, dit sal nooit verander nie. Daar's dinge wat net nie kan verander nie, jou redding kan nie verander nie, dit wat Jesus bewerk het kan nie verander nie. Maar die basis van hierdie gerusheid wat ons het oor die dood, is die redder het gekom. Dis wat vir hierdie Simeon daardie gerusheid gee. Nou, wanneer ek kyk na hierdie kindjie in sy arms, dan besef ek, dis die lang verwagte verlosser van die wêreld. En as ons gaan lees, wat sê hy oor hom, dis sulke pragtige woorde. Lukas 2 vers 32, hy is 'n lig om God aan die nasies bekend te maak, en hy is die glorie van die volk Israel. Simeon kies sy woorde baie mooi, hy bou dit op die Ou Testamentiese profeseë van Jesaja. Hy sien in hierdie kindjie die vervulling van eeuse beloftes wat die Here gemaak het, dat hy 'n redder sal stuur. En spesifiek gryp hy terug na die woorde van Jesaja, waar Jesaja profeteer, Jesaja 42 vers 6, dan praat hy van Jesus. Ek het jou geroep as 'n lig vir die nasies, Jesaja 49 vers 6, ek gaan jou 'n lig maak vir die nasies, sodat jy my redding kan bring tot aan die uithoeke van die aarde. En soos hy eeue ontvou het, sien ons hoe hierdie woorde waar geword het. Dit is, ek dink, is gebore in Suid-Afrika, het vir jare in Nieu-Seeland gebly, nou is ek in Australië, en verskillende plekke in die wêreld waar ek getoer het, en oral is daar mense wat Jesus Christus as Here erken, van links tot regs, van oos tot wes, van noord tot suid, oral. Hy het gekom en hy is die lig vir die nasies, van mense wat kon getuig, maar die redder het my lewe verander. En later sou hierdie babatjie as 'n jong man opstaan en hy sal sê, ek is die lig van die wêreld. Johannes 8 vers 12. Ek is die vervulling van die belofte van God. Ek is die een wat lig bring vir mense in geestelike duisternis. Ja, dis as jy dink aan die donkerste donker wat jy in jou lewe beleef het, waar dit so donker is dat jy letterlik niks kan sien nie, dis stik donker. Jy voel of die donker jou vasdruk, en dis so beskrywend van die geestelike toestand van iemand wat nie hierdie persoonlike ervaring van redding het nie. Jy's in duisternis. Weet jy, as jy in die donker is, jy tas rond, jy's gedisoriënteer. En as jy ongered is, dan tas jy rond na 'n bietjie sekerheid. Jy kry dit nie, want jy gaan dit nie kry tensy jy dit kry in God se woord en by Jesus Christus, die sentrale figuur in God se woord nie. Jou onverskilligheid, as dit kom by geestelike dinge, gaan nie vir jou vrede bring nie. Jou ongeloof gaan nie vir jou gemoedsrus gee nie, veral nie in die aangesig van die dood nie. Soos jy gereed om te sterf, en die toets is baie eenvoudig. Het jy daardie vrede in jou hart, dat jy kan sê, ek weet, my saak met die Here is reg op grond van wat Jesus Christus vir my gedoen het, en my persoonlike geloof in Jesus Christus, hy wat vir my gesterf het, hy wat vir die sondes van die wêreld gesterf het, hy wat vir jou gesterf het. So met hierdie babatjie in sy arms profeteer Simeon spesifiek aan Maria, hy sê, maar wat jou betref, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Hierdie kindjie gaan nie oorsaak wees dat jou siel deurboor word, dat groot smarte jou sal tref. En dan die woord wat daar gebruik word in die grondtaal is nie maar net 'n klein dolk nie, dis nie eers die swaard wat 'n Romeinse soldaat gedra het nie, is 'n woord wat gebruik is vir 'n groot swaard. Kan ons indink die pyn wat Maria moes ervaar toe sy haar seun aan 'n kruis sien hang? Kan ons indink aan die pyn wat die Vader moes ervaar toe hy sy seun sien hang aan 'n kruis? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Kom ek lees gou die Nuwe Lewende Vertaling. God het die mense ons so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vir my baie interessant, Jesus se laaste woorde aan die kruis, wat hy uitroep is gebed tot sy Vader. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor.
Lukas 23 vers 46. Jesus sterf aan die kruis met die grootste sekerheid in sy hart dat God met hom is in die dood en dat daar lewe is na die dood vir hom. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, in u sorg. Jy weet, dis sy sterwensoomblik en vir ure en ure was hy uitgelewer aan sondaars wat hom bespot het, wat hom bemartel het, wat hom 'n wrede dood laat sterf het. Maar dit was nie hulle wat hom daar geplaas het nie, dit was Jesus se eie keuse. Hy het self gesê, hy kon 12 legioene, 1000 engele kry om vir my vry te maak hierso. Hy kon die dood ontwyk het as hy wou, maar hy doen dit nie. Hy doen dit nie want hy kies om te sterf as 'n offer vir die mensdom. Jesus het dit so mooi in Johannes 10 vers 17 en 18 gesê. Hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Niemand het sy lewe geneem, hy lê dit vrywillig af. Hy was gereed om sy laaste asem uit te blaas, toe hy daar aan die kruis hang en hy het geweet, ek is veilig, want my Vader gaan my opwek uit die dood. Hy het geweet, nou is dit vir my tyd om na die ander kant toe te gaan, die lewe na die dood. En hy doen dit met die oortuiging in sy hart, dat hy veilig is in sy Vader se hart. Hoekom sal ek en jy nie ook veilig wees in die troue sorg van ons Here, wanneer ons hier moet klaarmaak, hierdie kant van die dood, om ons oë oop te maak aan die ander kant, saam met Jesus. Nou, dit wat Jesus daar bid aan die kruis, kom uit Psalm 31 vers 6. Nou baie interessant, hierdie woorde, Psalm 31 vers 6, dis 'n gebed waarmee Joodse kindertjies aan die slaap geraak het. Dis 'n gebed wat hulle met slapenstyd gebid het. En Jesus kom bid hier in sy laaste oomblikke, wanneer hy die nag van die dood ingaan, dan weet hy is veilig in sy Vader se sorg. Die redder het gekom en Jesus is gebore uit een volk, om redder te wees vir al die volke. Hy is gebore op een plek, sodat redding kon plaasvind op alle plekke. Hy is gebore op een oomblik in die geskiedenis, sodat mense op enige tyd daarna gered kan word. Dit bring vir ons by ons persoonlike voorbereiding op die dood. En dit sien, redding is 'n baie persoonlike saak en jou gereed maak vir die dood is 'n baie persoonlike saak. Redding is nie net vir almal in die algemeen en vir niemand in besonder nie. Dis 'n individuele saak en jou redding en jou voorbereiding op die dood is 'n persoonlike saak. En ook Simeon profeteer dit. Nou daar vers 34 en 35 kom en hy sê, hierdie kind sal deur baie in Israel verwerp word tot hulle eie nadeel, maar hy sal die grootste vreugde wees vir baie ander. Hoe sien ons dit nie elke dag nie? Hulle wat Jesus verwerp tot hulle eie nadeel, hulle wat vreugde vind in Jesus Christus. En dan sê Simeon, so sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word. Hoe jy reageer op Jesus Christus openbaar wat in jou hart is. Verwerp jy hom, is dit tot jou nadeel en jy sterf as 'n verlore persoon. Dit help nie, Jesus het vir jou gesterf en jy kom nooit op daai punt waar jy hom persoonlik aanvaar as jou verlosser nie. Johannes 1 vers 11 en 12 sê dit so mooi, so duidelik. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dit is vir my sulke tragiese woorde vandag nog steeds. Dat iemand kan groot word omring deur mense wat God dien, dat iemand kan groot word en as ware in die kerk groot word, dat iemand kan groot word met die geklank van die woord in hulle ore, maar wat hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Kan daar mooier woorde wees? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle die mag gegee om kinders van God te word. En as kind van God gaan jy die dood tegemoet met vrymoedigheid.
As 'n storie van, en dit het nou baie jare terug afgespeel, maar dit illustreer tog iets so mooi vir ons, van 'n Lord Congleton van Dublin, wat baie welgesteld was, en is een van hierdie ryk landheere, en baie mense het hom geld geskuld. En hy wil graag vir mense die waarheid leer, dat die redding wat Jesus bewerk het, net deur genade is. Jy kan dit nie koop, jy kan dit nie verdien nie, jy moet as 'n geskenk ontvang, jy moet gaan en dit ontvang. Hy plaas 'n kennisgewing, hy sê op 'n spesifieke dag voor 12:00 hierdie dag, sal al jou skuld afgeskryf word, as jy na my kantoor toe kom. Baie eenvoudig, daardie spesifieke dag, sorg dat jy voor 12:00 by my is, en ek skryf al jou skuld af. En niemand kom nie. Mense drentel buitekant saam, hulle praat daaroor, en vlak voor 12:00 kom daar 'n man aangehardloop, hy kon nie vroeër gekom het nie. En vra Lord Congleton vir hom, verwag jy dat ek jou skuld moet afskryf? En die man se antwoord is, dis wat jy gesê het. En die Lord vra vir hom, glo jy dit? Hy sê, ja, want hy is nie 'n oneerlike mens nie, hy is 'n man van die woord. Lord Congleton vra vir hom, was jy 'n goeie, hardwerkende mens? Niemand kyk vir hom en sê, het niks daarvan gesê, nee, net gesê, ek moet hier wees en gaan my skuld afskryf. En 'n minuut na 12:00 stap daardie man daar uit, sy skuld volkome afgeskryf, want hy het hierdie man se woord aanvaar. Natuurlik toe die ander mense dit hoor, toe storm hulle af op hierdie kantoor, maar die deure was gesluit en die genade aanbod was nie meer daar nie. Dit is te laat. Die aanbod is nog steeds daar vir elkeen van ons om ons lewe oop te maak en vir God daardie kans te gee, om vir ons die ewige lewe te gee. Jy hoef nooit te wonder oor jou redding as jy dit aanvaar het nie. Jy hoef nooit te hoop dat jy gered is, jy hoop dat jy goed genoeg is. Jy hoef nooit te twyfel daaroor nie, maar jy kan weet. Nou is dit aanmatigend om dit te sê? Nee, as ons weet dat God dit sê nie. Dit is nie aanmatigend wanneer jy op God op sy woord neem, dis geloof. En glo wat hy sê. Dis so gerusstellend om te weet, as ek my oë weer toemaak, maak ek dit oop by die Here Jesus. En dis wat Paulus vir ons so mooi sê, hiermee sluit ek af. Hy verklaar in Filippense 1:23, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, en dis verreweg die beste. Klink dit vir jou soos iemand wat bang is vir die dood, en die dood is vir hom baie werklikheid, want hy's 'n verhoor afwagtende, en die kans dat hy ter dood gaan veroordeel word is baie goed wanneer hy hierdie skryf. Hy sê, hy het 'n verwagting om heen te gaan, en ek weet, saam met Christus te wees. Ek wonder of jy dit kan sê. As jy dit nog nie kan sê nie, bid saam met my en vra die Here om jou sy kind te maak. Hy wag vir jou. Dankie Here vir die wonderlike aanbod wat U vir ons gee. Almal wat U aangeneem het as verlosser. Here, U maak hulle kinders van God. So ons kom glo dat Jesus ons verlosser is, dat hy vir ons gesterf het. Ons kom glo, Here Jesus, dat U U lewe vir ons afgelê het. En in hierdie oomblik, as daar enigiemand is wat dit nog nie gedoen het nie en dit wil doen, in hierdie oomblik, Here, dankie dat U hulle red. Soos hulle kom en sê, Here, red my, maak my U kind, vergewe my sondes en kom werk in my lewe, Here, want hierdie mens wil kind van God wees en leef soos kind van God. Hier sê ek, Here. Vader, dankie vir elkeen wat dit bid. Dankie vir die werk wat U doen in mense se lewens. Al die eer kom aan U toe. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Onthou, ons preke is beskikbaar op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. Daar is ook daardie pragtige geleentheid om te kan luister na die podcasts. En ja, mag die Here vir jou baie ryklik seën ook so in die week wat voorlê. Mag dit so wees dat ek vir jou sien aan die ander kant van die dood, saam met ons Here Jesus Christus.